Prys die Here. Dankie broers en susters, ek dink dat as ons hierdie teenwoordigheid van die Here nou gevoel het nie, dan weet ek regtig nie, want dis nie, ons is so in die teenwoordigheid van die Here. Kan jy my hoor agter? Prys die Here. Kom ons bid dit gou saam. Hemelse Vader, baie dankie Here. Dankie my God dat ek vanmôre weet ek is instrument in die hande van die lewende God. Here, ek myself as ek niks nie, maar ek weet Here, dat my God is ek meer as 'n oorlog. Ek kan reuse hartklop van my God is groot. En Vader, al die lof, al die prys en al die eer behoort aan U, want daar is net iemand soos U, die Here. U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde, my God. U is die groot ek is, Here. U het die woord gespreek en die aarde het ontstaan, my God. U het die woord gespreek en die genesing het geval, Here. U het die woord gespreek, my God, en die graf het opgegaan. U het die woord gespreek, Here, en Jesus is opgestaan en hy lewe tot vandag toe. Dankie my God dat U vanmôre vir ons intree by die Vader. Dankie Jesus vir die krag. Dankie vir die bloed, my God. Dankie vir die liefde, Here. Dankie dat ons weet, my God, daar is net niemand soos U nie. Nie in die hemel, nie op die aarde, of onder die aarde nie. U is die groot ek is, Here. En ons is hier by mekaar vanmôre om U naam groot te maak, my God. Om U te loof, U te prys en U te aanbid. Om vir U te sê, waardig, waardig, waardig. En al die engele in die hemel sing, heilig, 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 heilig is grote God en koning, heilig, 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 Here, U is heilig, my God, daar is niemand soos U nie, want U is die heilige God, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, en U is op ons God vanmôre, Here, daarom loof en prys ons U, en ons eer U, my God, en ons draai die boodskap op na U toe, en ons sê, Vader, mag U die boodskap, mag U die woord vanmôre, in ons harte insink, Here, mag ons vanmôre besef, my God, ons is meer, as wat die wêreld dink ons is, want ons is kinders van God, hier gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Amen. Halleluja. Ek vra eintlik om verskoning, weet ook, nou die dag toe praat hulle hier so in Chinees met my, en vandag toe wil ek iets anders te praat, maar ek kan die Here, dat ek kan opgewonde raak in die naam van Jesus Christus, en ons hoef die skaam te voel, ons skuldig te voel nie, want God weet alles, wat die vyand sal doen daar buite, om ons aandag af te trek. My broers en susters, ek wil baie dag om stories te vertel, maar die stories wat ek vertel, is ware stories. Dis die stories wat die Here op my hart lê. Alles wat ek altyd sien, dan dink ek, Here, hoekom, waarom en wat. En vanmôre se storie, ons inleiding, kom ek sê se inleiding, want die storie begin van lang gelede, was daar paas en 'n mosie, ek weet nie wat nie. Maar ek stap eendag op Standaardbaai, se donker, en ek kyk dus oor die wat moet jy sien, seil, wat sy marse en allerlei goede, en terwyl ek so stap, kom ek hier by 'n vissersboot wat so halfpad in die water lê, en ek stap eentjie verder, en daar is een wat dieper in die water lê, en dan dink Here, hoeveel water is hier goed net so in die waters, en dis asof niemand dit in te stand doen nie. Dit raak net verwaarloos. En hulle is alles vasgemaak in die meer, in die kant met toue en voeters. En ek sê, Here, ek verstaan nie lekker, want hierdie twee toue in die kant hou nou die stuk boot aan mekaar vas. En die gerigste stormpie wat kom, dan sal die boot het mekaar as net die twee touwes. En ek moet kyk na ankers van groot vraagskepe, groot passasierskepe, en ek sien hierdie massiewe groot ketens, met ankers groter as 'n normale skeipende mense. En ek sien hoe hierdie mense hierdie ankers toets, voordat hulle die see sal invaar. En as daai ankers begin hardloop, dan is dit so sê maar die briek, maar ek weet nie wat jy noem, wat dan die spoed van hierdie anker reguleer, dat hy stadig moet gaan.
skielik die ene wat hulle weer toets, en ewe skielik hardloop daai anker net weg. En daai briekman trek hy brieke vas. En die vonke en die vuur goed spat, en toe besef hy, nou moet ek hardloop, want daar is my niks wat gaan stop. En daai anker is toe in die see af. En ek sê, Here, maar ek verstaan nie wat jy regtig my wil sê nie. Ek verstaan nie die goed nie. En die Here sê vir my, daar is so baie kinders van God, wat die dag toe hulle harte vir die Here gegee het, hulle gelyk soos die bootjies, dan sal hulle baie. Hulle was uit mekaar, daar was niks meer om voor te lewe. Daar was net niks meer. En die boot was net daar. En as daar storm opgekom het, dan was dit voorbij gewees. En die Here sê, en ek kom met sy liefde tot die kinders wat so gebreke is. En ek onthou, in Agies, of in Hofdal, Agies, ek kan nou nou nie, het ek net so gesit en ek was iemand wat voor mense kon praat nie. Maar ewe skielik het ek het gevoel, hoe die trane en my oor het af. En daar niks in my gebeur nie, maar die trane het net begin hardloop en my oor. En ek besef, ek was hier vir die bootjies. Maar daar was niks my oor nie. Ek dink daar was miskien met die heilige woord van God moet vir my in die katersheid opgetel het, of vir my iets te maak. En dis hoe dit God ons het, en hy sê, heilig vir sy kinders, het soos op die dag, sy naam antwoord, sê die Here, hier is dit. En my broers en sisters, jy moet het nou baie mooi luister, want jy wil vir my preek. Die dag as jy jou hart vir die Here gee, dan skiet daar pyn, met 'n anker uit jou hart uit op, tot in die allerheiligste van God in die troon. Nie op aarde, nie dat daar met die skeepers saam gesê nie, maar in die allerheiligste van God, skiet daai anker in op. En Jesus Christus is daai wat die anker vat in 'n hak op daar vas, in die allerheiligste van God. Nie waar net eenmaal 'n jaar 'n hoofpriester kan vergaan het, maar in die allerheiligste van God die Vader sit. Daar is jou anker ingeskiet. En ek raak opgewonde en ek sê, Here, dit verbly my in my gees. Maar die Here sê, dit verbly hom nie. Want daar is so baie kinders wat dit opgeskiet en hulle rig jou God gedraai. Die anker is by God, maar by jou het die geraak soos die bootjie die soldaat. Daar is ketting met net los. En ek sê, Here, hoe werk hierdie goed? En dan wil ek net vir ons lees, daar soos in die Hebreërs vandag, ek is daarom vandag in die boodskap. Hebreërs 6, vers 19. En ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is in die en ingegaan het, tot binnekant die voorhangsel. Nie onthou die voorhangsel wat geskeur het met Jesus gekruisig is. Maar nou het net gauw vir die Amplified Bible lees. Verskoon my Engels, ek is 'n regte boekie. Hy sê, this hope, this confidence, assurance, we have an anchor of the soul. It cannot slip and it cannot break down under whatever pressure bear upon it. A safe and steadfast hope, the intended within the veil, in the heavens, in the heavenly temple, the most holy place in which the very presence of God
Wel, het jy gehoor, broeders en susters, in die heel heiligste plek, is U en my anker verloor. En ek sê, Here, as ons dan ons waagte anker is, dan het ons nou regtig niks, of so bekommerd is. En die Here sê, ben, so baie kinders, sy kettinge hang soos in 'n gare. Ek sê, Here, maar ek verstaan nie, ons is dan in die allerheiligste van God geanker. En ek sê, Here, hoe bewerkstellig ons, wat doen ons, wat moet ons doen, eerste doen ons iets verkeerd. En die Here sê, my kinders lees nie my woord nie. My kinders lees nie meer vir my woord nie. My kinders lewe nie meer vir my nie. My kinders aanbid my nie meer. Ek sê, Here, hy sê van ben, wat hierdie anker, hierdie ketting, die dag toe jy hart aan God gegee, opgesiet het in die hemel in. Toen ons die Heilige Gees van God ontvang, en hy het binne ons begin bly. En dit is die salwing van die Here wat in ons is. En hy nou sê die Here vir my toe, hierdie ketting tussen ons en God in die allerheiligste, word geolie en gesalf deur die Heilige Gees. Soveel maal as jy bid, gaan die Gees van God op, en die olie hierdie ketting, en God antwoord, en sy krag kom met salwing terug. So die salwing van God salf hierdie ketting elke dag van ons lewens, en dit kan nooit roes nie, dit kan nooit verdooi nie, dit kan nooit verswak nie. Al die storms wat jy in is, my broers en susters, as jy vandag in 'n storm is, en jou lewe is nie by die Here nie, jy kan nie by ons sê, jy sê, Here, help nie, want jy moes die Here al lang tot terug uitgeroep, en dit gesê, Here, hier is ek. Maar ons wacht vir die storms om te kom. Ons wacht tot ons bootjies amper omval. En dan sê ons, Here, nou het ons hier nodig. My God, waar is U? Luister nie na my nie. Wanneer laaste, my boetie en my sussie, het ons in die Gees van God gebid. Wanneer laaste het jy in tale gepraat. Want hy sê, as jy in tale spreek, stig jy jouself. En jou taal spreek tot verbondenheid, tot God. En die Here sê, dis hoe ek jou salf, dis hoe ek jou seën, dis hoe ek jou genees, dis hoe ek jou bevry, dis hoe ek jou nuwe mens maak. As jy luister, as jy my salwing ontvang, en weet, Here, dis net U. Daar is niemand soos U nie, my God. En dis waarna ons wag. Ons moet honger en dorst na die Here. Ons moet wakker word met 'n verlange, Here, vandag, my God, wat wil U hê moet ek doen vandag, Here? Vandag nie môre nie. Nie as ek in die storm is, my God. Nie as ek in die donker is nie. Maar terwyl ek in die lig is, Here, wat moet ek doen? My broer en sussie, ons moet opgewonde raak oor die dinge van die Here. Ons moet opgewonde raak om die naam van Jesus uit ons lip uit te kry. Hy het ons gesterf, hy lewe. Hy tree ons in. Sy salwing, die salwing van die Gees van God binne ons. Gisterand ons daar die ander Bybelstudie, toe kom die salwing van God sê dit so, in vrede, en kom toe ons. Die Here maak net los. Die Here breek bande. Die Here bevry ons. Hy laat hy liefde van God in ons binneste. Sodat die dag as ons in die storm kom, of weet ons Here, ons is geanker in God. En geen vyand in die wêreld sal ons uit God se mag uitneem. Want ons is veilig geanker. Maar ons moet seker wees dat ons ketting geolie is, dat hy geseënd en gesalf is, dat ons die Here die eer kan gee, sê Here, maak my meer, nie meer verbeteratie nie, maar sien die Heilige Gees van God binne in my. Dis wat ons lewens is. Hy Paulus skryf, hy sê, as jy stuur kyk, sien Christus binne in jou, nie met jouself kyk nie. Sien die Here se liefde binne in jou. As jy daar omdraai, dat hy sê, wat 'n normale mens as jy jouself in die spieël kyk, en dit raak ons vergeet die paai weer lyk. Maar hy sê, die liefde en verlange oor van God sien, dan kan jy dit nie vergeet. En dan kan jy nie vergeet, dat ja, miskien is dit 'n reminder van ek.
van my laaste ek die naam regtig aangeroep, van my laaste ek regtig honger my minister gehad, om net meer van die Here te leer, om meer van die woord te ken by God, om te verstaan, wat in die boekstaf my moet en sis, dit is ons levenswandel, dit is ons regte aanwijsing, dit is ons lewe, dit is alles as die witte kan. Maar jy moet dit lees met die Here se liefde, en sê Here, laat die woord in my hart lewe, dat ek verstaan dit in die vrystelling God. Here, dat ek so opgewonde ben hart, dat ek nie kan wag vir Sondag my broeders en susters nie, ek kan sê, weet jy hoe goed ons God vir my lewe nie weet nie, weet jy wat ek hier op my geding nie. Maar as hy vierige liefde, Paulus praat daar oor en oor, jy weet hy vierige liefde vir God in die lewe. Maar ons is nie verhouding met God het nie, dan kan ons nie die vierige liefde het nie. Dan kom ons net kerk, kom ons net te sit hierso, en sê ek nog, hy was ook krijg nog klaar, dat hy is nog. Blijf so nie buiten te staan en sê, die Here het gepraat vandag, God het my gehoor. Ek is om die huis om die woord van God te vat, en te begin lees en te sê, Here, ek soek meer, Here. En I just want more of you. Soos Maria by Jesus op voete gesit het en sê, Here, meer van U, meer van U, my God. Ons hart en ons uitgeheer, ek wil meer van U, minister, ek wil meer van U, Here. As jy seker kom, kan ek uit om sê, Here, en die genade, meer van die genade. En God kom ons stilstaan en raak ons aan. En ons word vernieuw in ons gees. En ons kry 'n nuwe passie in ons lewens. Vanuit op Jesus lewe. Jesus lewe. Broers en susters, daarvoor se boodskap is nie lank nie. Maar ek dink die woord het uitgegaan. Ek glo my hart, as mense, dat ek het kan slaap van môre, en as naakjam. Miskien is daar iemand wat sê, Here, ek het ook nooit regtig waar, so raak gedink, om my lewe regtig vir die Here te doen. Ek dien net die Here om my gemoed dit te berus om te sê, ek was in die kerk gewees. Ek het eerder gekyk in die kerk voor het eerst gekyk. Ek kan nooit in jou lewe die salwing van God uit die teerfeit ontvang in my Jesus Christus. Dan had die sak nie daar breek. Die salwing van God is as sy kinders, heilige kinders by mekaar kom. Daar is sy gees. En dis wat belangrijk is. Ek sê vir Rian, ek onthou my ou daar, hoe die mense stoel en gedraad in die kerk of allemaal sy kerk. Mense buiten die kerk gestaan, om die woord van die Here te hoor. Vandaag weet die mense net, en hulle spot baie tot al. Die profeet is nog steeds in hulle graf. Almal wat dood is nog steeds, maar wat hulle nie geweet het nie. Toe Jesus is opgestaan het, en hy al sy kinders saam op die hemel toegevat. Dis dit hulle lichaam, hulle ryk verraad het. Hulle gees en siel is saam met God in die hemel. En dis waar ons op pad as met Jesus is. Ons lichaam bly op die aarde, maar ons siel en gees moet honger na die Here, dat ons eendag saam met die Here kan wees. Om hom te sê, dankie Here. Dankie my God, dat die eendag met ou van alle borde gekom het ons gesê, as 'n God wat lewe jou anker is aan hom. Solang ons anker in die Here bly, hou vas. Hou vas met Jesus, is die moeite werd. Moenie dat los nie. Moenie dat die wêreldse omstandighede jou van die pad afkom nie. Ons almal praat altyd van die smaalweg, maar as jy saam die Here pad loop, dan eindig hy pad nooit nie. Want ons God het die aarde geskapen, dit is sy aarde. Hy pad dat ons hier smal en breed, ja, dit is breed vir hulle wat in die wêreld is, en smal vir 'n kind wat nie regtig weet wat dit is om op pad saam met die Here te loop nie. Want hy sê daar wat ek gedans voor die Here, nou hoekom nie dans voor die Here as jy baie smal was? Jy het gedans en gejubel en gejuig voor die ander. Dis hoe weet ons pad vir onsself gaan. As ons in die so'n loop uit wil loop te twyfel. Maar ons gaan 'n breed pad saam met die Here loop. Ons gaan ons broertjies en susters inhaak langs ons. En sê, kom ons loop saam die pad van die Here. Hy sê, daar's 'n new generation coming. En ons het die new generation of Jesus Christ.
Ons moet dit vat met alles wat in ons is. En ons moet die woord van God verkondig met vreugde in jou hart. Nie skaam. Sê, weet jy wat? Die Here het gepraat. En ek het dit in my binneste gevoel. My Heilige Gees het lewende geword. Dit is iets binne in my wat net borrel. En dit borrel, en dit borrel, en dit borrel. En dit is ook moet wees vir die Here. Kom ons begin werk en maar borrel vir die Here. Amen. Dis die woord van oor, broers en sisters. As enige van u voel dat het miskien langs die pad gekoop, miskien het u langs die pad nie meer daar waar ek moet wees, nie daar waar die Heer wil hê ek moet wees nie. Is meer as welkom om my te kom. Maar die Heer weet seker maak. As jy uitstap, dan kan jy nie sê, Heer, ek het nie kans gehad. As jy uitstap vanmorgen, maar ek weet, Heer, ek het die woord gebring. Ek sal gesê, wat die Heer op my hart geleid. En as jy dit reg is, as jy verhouding met die Here reg is, en as jy weet verwoorde dat jy anker is by God die Vader, in die allerheiligste, by broeders en susters, in die allerheiligste van God. Dis waar jy anker moet wees. Hy moet nie in die lucht ontsweef en op 'n haakplek soek nie. Hy moet die allerheiligste van God wees. As jy verwoorde sê, ek is reg, my lewe is reg met die Here, sê ek dankbaar. As jy voel jy het gebed nodig, is meer as welkom. As jy miskien siek is, prys die Here. Amen. Kom ons dit so op te sê. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie Here vir vanmôre se boodskap. Dankie my God dat ek vanoggend werklik waar net u woord kon bring. En Here, dankie my God dat ons weet vanmôre dat ons is die allerheiligste van God geanker. En Here, u liefde is meer as ooit tevore. Here, u liefde is meer as wat ons kan verwag, Here. Ons loof en prys en eer u. En dan sê ek dankie, Here. Dankie my God dat elke broeder en sussie hierso geseënd is in die naam van Jesus Christus. En Here, dat hulle die lewe en in 'n ander oog sal sien en sal besef, Here, hoe groot is ek in die Here. Hoe groot is God in my. En Here, dit is wat belangrik is. Hoe kleiner ek word, hoe groter word God. En Here, mag dit so wees. Die Here behoed te bewaar en beskerm almal. En Here, baie dankie vir die tyd wat ons hier so Westerbron kon deurgebring het. Dankie my God dat ek my salwing, my gees hier kan los, Here. Dat Here dit ontvang in die liefde van Jesus Christus. En Here, daarom los ek my salwing. En ek sê, Here, mag hulle gesalf wees in die naam van Jesus Christus. Seën hulle, Here, elke siekte maak oor gesond. En Here, dat die vyand weet, wat hy weet, wat hy weet, wat hy weet. Ons is kinders van God. En Here, dit is belangrik. Dat ons weet, ons is kinders van die Here. Amen. Halleluja. Ons gaan net saam staan, ons sing ons die laaste lied.